Hallo daar, hallo daar, hallo daar. 'n sak vol stories is terug. Dis reg, ons het 20 splinternuwe stories om met jou te deel. Baie dankie aan ieder en elk wat na die eerste 21 geluister het. Hulle is nog steeds almal beskikbaar waar ook al jy na jou podsendings luister. As ook ons spesiale mini-reeks Kreatiewe Kreature. Heerlike klein storie-happies oor allerlei gediertes en gedoentes uit die letterkunde en mitologie uit. Maar nou, hier is die eerste van 20 splinternuwe stories uit die storiesak uit. Hier gaan ons. Skoonlief en die ondier. Eendag, lank gelede was daar 'n ryk man, 'n weewenaar, met 3 dogters. Die 2 oudste dogters was nie juis die aangenaamste of die skerpste potlode in die pakkie nie. En het die meerderheid van hulle dae daaraan spandeer om oor die nuutste modes te praat. O, skat, daardie rok is absoluut fantasties, Brul die een. dalk, Sê die ander met 'n skewe glimlag. maar die skoene wat daarbey pas is rooi. Rooi? O nee, genade. Snuif die eerste een verontwaardig. Rooi is uit, blou is in. Gooi dit onmiddellik weg. Dan sou hulle die onmodieuse skoene sommer in die asblik gooi, storm na hulle pa toe en dadelik eis. Geld, papa, ons het geld nodig. Ons moet nou nuwe skoene koop, anders gaan die hele dorp ons uitlag. Die een ding waaroor hulle nog meer katterig was as oor onmodieuse klere, was hulle jongste suster, Skoonlief. Skoonlief was saggeaard, vriendelik met haar familie en vriende en het saggies gepraat. Sy was baie gelukkiger met 'n goeie boek as met 'n winkelsak vol skoene. Jy's tog so vaal Spot hulle. en so onmodieus, altyd met jou neus in jou simpel boeke. Maar Skoonlief het hulle geïgnoreer, haar eie ding gedoen en ten spyte van haar nare susters was sy heel gelukkig. Eendag kry hul pa baie slegte nuus. Hy het al sy geld belê in goedere om oor see te verkoop. Die goedere is op 'n skip gelaai, maar toe tref die ramp. Die skip het in 'n storm op see beland en verlore gegaan. Sy hele rykdom was weg. Die familie het niks gehad nie. Hulle moes hulle groot huis verlaat en al hul waardevolle besittings verkoop net om aan die lewe te bly. Ek is bang ons sal almal moet gaan werk soek, sê die pa hartseer. Werk? Gil die 2 oudste dogters. Werk? Dis sekerlik 'n grap, hoe belaglik. Jammer pa, maar dit is heeltemal onmoontlik, nee. Ons sal vir onsself ryk mans kry wat vir ons kan sorg. Ja, dan kan ons besig hou met belangrike dinge. Inkopies en tee drink. En skinder. En daarmee pak hulle tasse en laat hulle arme pa en Skoonlief net daar agter. Skoonlief aan die ander kant was heel tevrede daarmee om te werk en te help. Sy bly by haar pa en saam maak hulle 'n nederige bestaan. Hulle woon in 'n klein houthut in die woud en al het hulle min gehaat, het hulle mekaar gehad. En dit was genoeg vir 'n eenvoudige, gelukkige lewe. Maande later kry die pa baie goeie nuus. Sy skip is gevind. Sy rykdom is herstel. Die nuus versprei vinnig en voorlank kom die 2 nare susters aangehardloop, gretig om weer hul gulsige hande op hulle pa se geld te lê. Die pa was 'n goeie man en het geen wrok gekoester nie. "My dogters," sê hy, "ek gaan dorp toe om my geld te gaan haal. Sê my, watter mooi geskenk kan ek vir julle bring?"
Bring vir my die duurste rok uit die gewildste winkel, sê die oudste. Ek wil diamantskoene en 'n tiervel handsak hê, Beveel die ander. En jy, skoonlief, vra hy. Al wat ek wil hê, sê sy sag, is 'n roos. 'n roos. Gil die oudste suster. Wat 'n dwaas! Lag die ander. Maar wat verwag 'n mens nou van iemand so onmodieus? En hulle bars uit van die lag. 'n week later is die pa op pad huis toe, belaai met geskenke, toe dit hom skielik tref. Ek het heeltemal van skoonlief se roos vergeet. Die wolke bo hom word donker, pak skielik saam en 'n harde stortreën begin uitsak. Hy kyk desperaat rond en sien 'n lig in die verte. Hy ploeter deur die plasse en ontdek 'n groot, pragtige ou kasteel met flikkerende kersse in die vensters. Die voordeur staan wyd oop. "Hallo?" roep hy. Geen antwoord nie. Hy stap verder in en sien tot sy verbasing 'n groot tafel gedek met 'n heerlike feesmaal. "Hallo?" probeer hy weer. Stilte. "Wel," dink hy, "ek wil nie inbraak maak nie, dalk net een happie." Maar hy eet baie meer as wat hy beplan het. So baie dat dit hom vaak maak. En hy op 'n sagte bed in een van die kamers aan die slaap raak. Die volgende oggend is die lug helder oopgetrek en potblou. "Wat 'n geluk," sê hy. Maak die bed op en stap uit. Met die uitstap sien hy 'n roostuin vol pragtige rose. "O ja, skoonlief se roos," onthou hy. "Net een," dink hy, en pluk 'n pragtige roos. Skielik dreun 'n stem agter hom. "Jy het my roos gesteel." Hy draai om en daar staan 'n verskriklike monster. Mensvormig, maar harig, gespierd en afskuwelik om na te kyk. Ek is jammer," stotter hy. "Jy sal daarvoor boet, ou man," brul die ondier en gryp hom aan die skouers. "Maak jou gereed vir jou einde." Die pa val op sy knieë. "Asseblief, spaar my. Ek het net een roos gepluk. Dis vir een van my dogters." Die ondier stop. "Dogters," sê hy. "Goed. As een van hulle hierheen kom om vir altyd by my te bly en my geselskap te hou, sal ek jou laat gaan. Anders sal jy 'n verskriklike einde teekom." Die ondier laat hom los en die pa hardloop vir sy lewe. By die huis vertel hy sy dogters alles. "Dis my skuld," snik skoonlief. "Ek sal gaan om pa te red." "Nee," roep haar pa. "Ek kan dit nie toelaat nie." Maar skoonlief pleit en smeek so lank dat hy uiteindelik toegee en haar na die ondier se kasteel neem. "Is dit jou dogter?" grom die ondier. "Dit is ek," sê skoonlief. "Ek sal bly in my pa se plek. Nou moet u woord hou en hom laat gaan." "Ek sal dit toelaat," sê die ondier.
Pa en dogter omhels mekaar een laaste keer met trane wat vloei. Dit was nie maklik om saam met die ondier te leef nie. Hy was nie wreed nie, maar ook nie juis spraaksaam nie. Skoonlief se dae was stil en alleen. Met etenstyd sit hulle saam. Aanvanklik kom net 'n paar gromme van die ondier af. Maar stadig aan begin hulle praat, grappies maak, stories deel. Eendag ontdek Skoonlief 'n kamer met haar naam op die deur. Binne is alles wat sy gemis het. Boeke, 'n klavier, gemaklike klere, sy jubel van vreugde. En daardie aand vertel sy die ondier hoe lief sy vir die kamer is, en hulle lag en gesels tot laat. Weke later vra die ondier skaam: Skoonlief, ek het jou lief. Sal jy met my trou? Skoonlief skrik. Ek gee om vir jou, sê sy, maar ek weet nie of ek sal kan trou nie. Asseblief, smeek hy, laat my jou ten minste gelukkig maak. Ek mis my pa, sê sy. Die ondier haal 'n spieël en 'n ring uit. Vra die spieël om jou terug na hom te neem. Draai die ring 3 keer in die ronde wanneer jy wil terugkom. Maar moenie langer as 'n week wegbly nie, anders sal ek van die hartseer vergaan. Skoonlief het dadelik ingestem. In 'n oogwink was sy terug by haar pa. Maar sy kuier so lekker, sy vergeet van die tydsbeperking op haar besoek. Een nag droom sy van die ondier en sien hoe hy in mekaar gesak lê, swak, amper leweloos. Sy skrik wakker en draai paniekerig die ring aan haar vinger 3 keer in die ronde. In 'n oogwink word sy weggevoer na die kasteel toe en verskyn voor hom waar hy in 'n hoop op die grond lê. Ek het jou lief, roep sy terwyl sy na hom toe aanhardloop. Die ondier kry lewe, staan op, gooi sy mantel van hom af en daar staan hy voor haar, maar nie meer as 'n harige, aaklige, misvormde monster nie. O nee, hy was die prins wat hy was, voor 'n towerspreek hom in 'n ondier verander het. Skoonlief se liefde het die betowering verbreek. En so trou Skoonlief en haar prins, wat sy altyd liefdevol ondier bly noem het. En hulle leef gelukkig tot in lengte van dae. Dit is dan die storie van Skoonlief en die ondier. Kom ons kyk gou na 'n paar nuwe, moeiliker woorde. Betowering. Skoonlief se liefde het die betowering verbreek. Betower beteken dat 'n heks of 'n towenaar of iemand 'n spreekwoord iemand uitgespreek het en hulle in iets anders verander het as wat hulle is. So dis toorkuns wat hulle in hulle huidige vorm hou en betowering is hoe hulle daar gekom het. Moody years. Ag, dis veelste onmoody years, sê die suster. As iets op 'n plek is waar almal daarvan hou, dan sê mens dit is in die mode. So as iets in die mode is, dan is dit modieus. Afskuwelik. Die ondier was 'n afskuwelike gedaante. As jy iets verafskuw, dan hou jy glad nie daarvan nie. So as iets afskuwelik is, dan is dit van so 'n aard dat jy nie daarvan hou nie. En ons laaste woord, sagge aard. Maar Skoonlief was stil en sagge aard. Dit beteken haar geaardheid was sag. Sy was 'n stil, aangename mens en het nie met ander skoor gesoek nie. Dit is dan dit vir vandag se storie. Wat het jy daarvan gedink? Laat weet ons gerus by sakvolstories@gmail.com.
Ons kry reeds al hoe meer luisteraars omdat julle vir mekaar daarvan vertel. En daarvoor kan ons net sê baie dankie. As jy ons nog nie volg nie, onthou asseblief om die knoppie te druk, dan is jy altyd eerste om te weet van 'n nuwe storie. Tot volgende keer, lekker leer, lekker lees en lekker luister. Arrivederci.